Goeiemôre, good morning. Ek is Rosanne McKenzie. Ek is Elsa Esterhuizen. En ek is Pieter Koen. Goeiemôre. Saam met ons natuurlik ook Tuis van Sail, die man met 'n plan wanneer dit kom by finansies. Ja, ek wil ook 'n bietjie daai intro doen eendag, maar ek ook 'n beurt. Jy weet ons sê Môreoggend. Pieter Koen. Môreoggend en 'n 50 randjies vir jou. 50 randjies vir jou, 50. Nou julle, ek sien baie uit na vandag se program, want ons kuier vandag saam met Kiki Lakoko en Malcolm Wenzel om meer te leer oor FKN AME. Ons leer ook meer oor Help Jag saam met Margolay Riekert en Aram Tas. En Prop is in die ateljee om vir ons sy nuwe liedjie te sing. Dis 'n propvol oggend. Hou daarvan, maar julle lyk ook vars. Dankie, ons voel vars. Ons voel Springbokkies, vars. julle is Elke my dag wat ons vir springbokkies. jou en Tuis sien, kan ons net vars voel. Baie Hy is die dankie. blomme een, julle is die Blommeke. springbokkies, pragtig. Ons probeer. Nou maar die tafel is vandag aansienlik voller, want dit is internasionale boekedag. So dit is deur UNESCO in 1995 gestig, net vir so 'n bietjie agtergrond, om die liefde vir lees, die kuns van publikasie en die belangrikheid van kopiereg te bevorder. En volgens UNESCO beklemtoon hierdie dag die krag van boeke om kulture te verbind, waarmee ek nogal saamstem, kennis te versprei en verbeelding aan te wakker. En wêreldwyd neem biblioteke, skrywers en lesers deel aan aktiwiteite soos boekbesprekings, skryfwerkswinkels en literêre feeste om die vreugde van stories te vier. Nou, ons het gesê ons almal moet vandag ons gunsteling boeke saambring. Ja. So, wat het julle saamgebring? Ek het Ja, een vir jou, O, een vir jou. dankie. Hierdie Baie een? dankie. Dit is een van my gunsteling boeke. Fun. Pragtige boek. Pieter, hoekom is hierdie jou gunsteling boek? Man. Vertel vir ons hoekom. En wie is die skrywer? Die skrywers is nogal redelik bekend aan my. Bobby het regtig nou gegaan of Robbie en hy het die berge van Everest uitgeklim Ja, en Tuis, ek weet nie of julle al van Tuis wat seil gehoor het nie, is So hier en daar. klokkie, ja, Ja. klokkie. hy het ook nogal impak gemaak oor presies hoe finansies 'n berg kan wees wat jy dink jy moet uitklim, maar in die tussentyd is eintlik baie maklik as jy dit verstaan soos hy dit verstaan. Ja, nee. Bye. Bye. Okay, alle grappies op 'n stokkie, maar hierdie is regtig 'n baie oulike boek, Ja. ek beloof vir julle. Baie oulike boek, kry hom nou, maak hom deel van jou versameling. Koop hom nou, koop hom gou. Sê. Myne is The Book Thief. I read this many years ago and I just I really love the film that was made of the book, because sometimes when they make a film of a book it kind of doesn't live up to it, en ek dink die film en die boek het so mooi langs mekaar gepaard gegaan. En dit is ook 'n ongelooflike storie where it sounds like it's really depressing, but it's about a little girl in 1939 in Nazi Germany, but it's beautifully told, and dit het regtig net vir soveel jare met my gebly. So this is one of my favorite books. Ja. Dit klink vir my na 'n oulike boek. Ja. Kyk, ek is nie 'n baie groot leser nie. Ek skryf eerder, jy weet. O, okay, speel. flex, flex. Okay. Nee, ek het regtig vir Desember het ek een van die beste boeke van my lewe nog gelees. Hy's by Koen Boeke vir die pand en die titel was God en Geld gewees. En dit is 'n baie inspirerende boek en dit het my mindset verander uit 'n finansiële punt van 22 jaar al in die bedryf. Jy weet, in my persoonlike hoedanigheid en in my praktyk. So dit het absoluut my lewe verander. Ek sou gevra het of jy vir my een van hierdie kan teken, maar toe besef ek daar's reeds 'n getekende kopie op my boekrak. So die wat ek saamgebring het, verbaas dit julle? Ja, Glad nie, glad nie. glad nie. Glad nie. As jy nou nie die in-joke vang nie, Elsa is ons taalkundige. Alles wat hier gebeur, die taalversorging gaan deur hierdie dame en sy is net iemand met 'n passie vir Afrikaans en dit is net vir my ongelooflik. Ek weet nie of ek na myself sal verwys as 'n taalkundige nie, maar baie dankie vir die kompliment. Maar net vir 'n bietjie balans. Ek wil net sê ek het darm Bohemian Rhapsody van Freddie Mercury saamgebring. Dit is vir my iemand wat my baie inspireer en ek dink ek hou van
daarvan om 'n biografie te lees. So interessant te lees. Ek hou ook van biografie, maar die tyd haal ons in, so ek hoef nie my gunsteling boek te deel vanmôre nie, maar in elk geval dis Die Hemelhoë Hekkie van Douline Bredenan of The Book of Fire van Joel Osteen. Ek moes twee kies. Nietemin stuur vir ons wat jy sou aanbeveel ons moet lees en in die boekrakke kry. Skandeer net die QR-kode op jou skerm en laat weet vir ons watter boek jou gunsteling is sodat ons dit ook kan aanskaf van hierdie kant. Ek het 'n vraag vir ons volgende oggendpraatjie, and it's about how involved you are at activities at your kids' school. So someone that I look up to incredibly is the sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce. Yeah. And she is a Jamaican sprinter who's won gold at the Olympics. She's absolutely incredible. And she's also a mom. And kids have sports days at their schools. And sometimes you have to participate in the sports Oh. race, the adults or the parents race at the school. She didn't hold back. Kom ons kyk na die video van Shelly-Ann Fraser-Pryce wat by haar kind se skool bietjie gedraf het. Net so 'n bietjie. Wow. Waar is die ander mamas? Ja, hulle is nie eens in die frame nie. Hulle is nie eens daar nie. Maar in die volle video sien jy dat sy eintlik 'n professionele atleet is, want sy is die enigste mamma, sy warm op, sy doen al die bewegings, Ja, sy sy is het seker reg. gemaak. Sy neem dit ernstig op. Sy gaan nou nie daar net niks doen omdat dit nou die mamma resie is by die skool nie. Maar het julle al in julle kinders se skoolresies of aktiwiteite deelgeneem? Ja, ek het en dan het ek ook gedink ek is nog 'n 16-jarige of 'n 20-jarige en dan dit gebeur gewoonlik mos met 'n aflos, jy weet, hulle sê ons soek 'n ouer aflosspan of so iets. En dan soos was jy nie saam met my in een van daai aflosspanne nie? Want ek dink as ek daai draai so begin vang het of iets, dan kom ek agter nee, maar hierdie Hammy is nie wat hy moet wees of iets. So as dit ook 'n volspoed maar ek moet nalat. Ek het nooit opgewarm soos wat Ja, soos wat jy Fraser, moet doen. mevrou. Hamstring. Ja, Nog altyd. Ja, altyd. gat hy. Ou Hammy. Daai knie wat jy sou kon professionele rugby kon gespeel het. jep. Daar gaan die knie. Dan sal gaan jy kan saamgesels met die. Kriek kriek weer eens. En jy Roos? Ek het dit een keer gedoen, maar ek was op daai stadium baie jonger en baie fikser. Toe hang ek maar bietjie back. I was like, let me not Ja. show anyone up. I was the opposite of Shelly-Ann Fraser-Pryce. I was Ja. just like, Ja, jy terug. let me hold some back. Sy Let me wou nie hold haar back the ware talente potential. wys nie. Ja. nee. Ek moet sê ek het 3 jaar ook met my laaities se eerste 3 wat hy gedruk het vir die seisoen, want hy druk so 1 per seisoen. En het net afgeskop en goeters en toe die bal gerip en toe kry ek happy op by die blind side en toe sit hy reg voor my toe hardloop ek al die pad saam met hom doellyn toe. Net vir amper 20 Mense meter. kry baie van daai ouers. Ja, ek is een van daai ouers, maar ek moet sê ja, hulle was baie voor my daar. Jy weet, en ek het die volgende oggend kon ek actually gevoel het die longe, jy weet, in die stembande en die Hammy. Hoorie, dis altyd die lekkerste vir onder die rugby, dan hou jy hulle mos so dop. Ja. Go Boeta! Go in hulle hart. As hulle vir jou, hoorie so, ek het net vir jou oupa asseblief sê jy moet op jou games kom kyk. Ja. Ja, maar het hulle vir Steve langs die baan gesien? O, wag, dis Steve. Steve net 'n grapie wou vir net 'n grapie. Maar ja, dit sal nogal lekker wees so kom. Ek gaan nou met ander oë kyk. As daar nou Ja. weer ietsie is. Dalk is daar regtig talent. vir die toekoms. Interessant genoeg Doen van die dit onnies het elke. baie keer lekker talent wat so uitkom, hè. Miskien moet ons se span bymekaar sit vir volgende keer, hè. Daar sê die goeiemôre span. Lekker. Nou ja, ons laat dit vir eers net daar. Jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels ek met die legendariese media persoonlikheid Jeremy Max. Bly net waar jy is. do on
40 seconds. Okay, welcome back. I now have the privilege to speak with a legendary presence in South African broadcasting. Is you happy? Okay. Welcome back. I now have the privilege to speak with a legendary presence in South African broadcasting. He is a formidable news anchor, former head of ENCA, and of course was the host of Who Wants to Be a Millionaire. Jeremy Maggs, goeiemôre, good morning. Jeremy. Jeremy? It seems like we have a little bit of a technical difficulty. We are just trying to sort that out. And you are more than welcome to also let us know what your favorite book is. Make sure you follow us on social media platforms and let's hear from you. It would be interesting to know what your favorite book is. So nou wil ek net gou vasstel of ons gas daar is, want ons gesels vanoggend met die legendariese Jeremy Maggs. Goed, so intussen gaan ek jou ook aanraai om gerus met ons kontak te maak op sosiale media en vir ons te laat weet wat jou gunsteling boek is. My mede-aanbieder Razan is weer hier by my. Raz, ons het so lekker gesels oor internasionale boekedag. En is nou jammer dat ons nie meer kans gehad het om 'n bietjie te hoor van Pieter se gunsteling boeke ook nie. Maar ek dink dit is werklik 'n belangrike dag om ook daai passie vir lees dalk ook te kweek, jy weet. Dit is so belangrik. My man, I call him a voracious reader because he reads almost between 70 and 80 books a year. He's a fast reader and he reads different stuff. So he'll read stuff that he's read before, soos die classics, soos your Jane Austen or your Emily Bronte of Agatha Christie, love hy ook. Maar daai passie en liefde vir lees het hy ook vir ons kinders gegee. En dit is fantasties om te sien. Elke aand as ek by die huis kom na my radioprogram, dan gesels ons en ek sit bietjie in die bed met hulle, maar hulle lees. They have reading time every evening. En ek dink dit is belangrik om dit te begin van kleins af. Dat dit nie net skerms en games en daai tipe goed nie. There's place for that and there's also place for Jeremy Maggs and you're going to chat to him now. I am so excited. So let's do it. Jeremy, goeiemôre, good morning to you. Elsa, goeiemôre, good morning to all of you. Have we established contact? Can you hear me? Yes, I can hear you now. So I'm going to jump right into this interview because I've got a lot of questions. Let's do it. We are coming out of the Easter weekend and I want to ask you about a tradition at the Maggs house where you write a test before dinner. Can you tell me more about that, please? I am horrified that you even know this information, Elsa, about me. But yes, it's absolutely true. I come from a very competitive family, and I believe that if you're going to have an Easter dinner, you've got to work for your lunch. So I normally put together a little quiz for people based on their areas of interest. And if they get to answer the question correctly, then they win an Easter egg and they also win the right to have lunch. If they don't, I'm afraid, weg is hulle, they're gone. I'll find someone else to come and have lunch with me. It sounds good to me. Now, you are a household name, and yet you've often said that Anne was the real journalist. Can you elaborate a little bit more on that?
Well, you know, it's after many, many decades of being married. I suppose this is as good an opportunity as any, Elsa, to pay tribute to one's wife. But yes, we started out in newspapers together many, many years ago. We worked in the Eastern Cape, certainly during the height of the political violence. And she was always a much better journalist on a newspaper. She was always a much better journalist than I was because I think she is more dogged, she's more tenacious, and she pays a lot more attention, Elsa, to detail than I do. Plus, she's a much better writer, and she has a lot more empathy, and all round, she's a 100% better journalist. But again, we're always very, very competitive, and if she wants her Easter lunch, Elsa, she's also got to participate in that quiz. That's also good to know and interesting to know. Now, speaking of the political unrest, you came up as a journalist during a time that was hostile toward the media. I know you were close to members of the so-called Bang Bang Club. So my question is, was it difficult to stay committed to the truth when it wasn't always safe? Well, first of all, let me reflect on the famous Bang Bang Club. As your audience might or might not know, Elsa, it was a group of photographers who were committed to finding the truth at every possible turn, and they really put themselves in danger during a very tumultuous time. One of the members of that club was a man called Kevin Carter, who tragically many years later took his own life. So Kevin and I and my younger brother, we grew up together. He lived one house away from us, and we were very, very close. And it remains one of the great tragedies of journalism in South Africa, but also personally, because I was devastated when he took his own life. But we don't need to talk about that. What I will say is, during that time, I certainly didn't work the field as he did. More difficult to find the truth, because you were always working with two particular problems. One is a very difficult police force, security police, who were trying everything for you not to uncover the truth. And the second thing, it was just the violence that existed in the province. But stay tuned for the rest of the program right after this. Okay. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. ACDC Express. Everything electrical. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid.
Kiki Lakoko is bekend vir haar manewales op The Real Housewives van Pretoria en Malcolm Wenzel vir sy skreeusnaakse video's op TikTok. Maar wat mense dalk nie van hulle weet nie, is hoe groot hulle harte is. En vandag het ons hulle hier in die studio om te gesels oor hulle liefdadigheidsorganisasie FKN Army. Ja, maar ek het nou gehoop Tembi is ook hier. Ek Kom julle maar waar is Tembi? Sy is nog op vakansie. Malcolm en Kiki, julle is mense wat hard genoeg gewerk het om te kan bekostig om net agteroor te sit en julle lewens en julle harde werk te geniet. Maar dit is so belangrik vir julle om terug te gee. Hoekom? So Malcolm doen al eintlik jare lank goedhartigheidswerk en toe ons nou op sosiale media opblaas en 'n following begin kry, toe besluit ons gaan ons following gebruik vir iets goed. En ons het nou ons eie non-profit organisation gestig. Die FKN Army, nie die vloekwoord Army. Nee, dis baie vroeg in die oggend. Ons moet maar fokus om FKN Army te sê en nie die ander een nie. Ja. Maar dis soveel meer as net 'n organisasie, dis 'n beweging. So kan julle net vir ons verduidelik hoe presies dit werk? Man, ons is definitief meer as 'n organisasie, alhoewel ons 'n non-profit is. Ons het 'n registered trademark. FKN Army is daar buite mense sit dit in hulle usernames. Ons is 'n groot army van mense wat saam staan. So weet ons glo, jy weet die massas kry die dinge gedoen. So met die followers en ondersteuners wat ons het, help dit baie, so ons is definitief 'n army. Hoekom dink julle het mense so groot aanklank gevind by die organisasie wat nou toe regtig 'n beweging geword het? Want jy kan aansluit by iets, maar daar's mense wat regtig glo in dit wat julle doen en in dit wat julle wil gedoen kry. Ons het definitief credibility opgebou. Deur die fondse wat ons insamel, het ons mense deel daarvan gemaak met die bakkie giveaways wat ons byvoorbeeld doen. Mense is deel daarvan en hulle hou daarvan. En dan met die fondse wat ons inkry, het ons ook gewys. Ons wys elke keer waarheen dit gaan en die stories wat ons wys en die stories van hoe ons mense se lewens verander inspireer mense en hulle voel deel. In die begin het mense gesê jy weet die linkerhand mag jy weet wat die regterhand doen nie, maar sonder die blootstelling wat ons al buite sit, gaan nou nie die hulp kry nie. So mense het nou begin gewoond geraak daaraan dat ons nou nie net brag oor goeters nie. Ons wys hoe nice ons is nie, maar op die einde van die dag almal klap in en saam en ons kry net positiewe terugvoer. En sosiale media speel ook 'n baie groot rol dink ek in die proses, maar daar's ook nou groot dinge op pad. Ja, baie groot. Vertel ons, is dit alles 'n geheim of kan jy ons sê? Ek bedoel ons het nou die airtime. Kom. Ons kyk met sosiale media saam is daar baie scammers, jy weet. Deesdae kry baie mense wat mense impersonate. So ons het nou begin om 'n groter ding bymekaar te sit en ons launch binnekort ons app wat baie veilig is. So as jy nou in die vervolg gekontak word deur 'n persoon of 'n boodskap kry en is nie van die app af nie, moet jy weet dis 'n scammer. Jy het gepraat oor die bakkie giveaways. Dit is seker so bevredigend vir julle te sien hoe iemand reageer as hulle 'n bakkie kry, want dit is 'n groot prys wat regtig lewensveranderend kan wees. Want dit is net nie net 'n voertuig nie. Jy kan dit gebruik in jou besigheid as jy 'n klein besigheid het of wat ook al. Dit is 'n groot ding. Ja nee, mense is nogal bewoe as hulle daai prys ontvang en dit is life changing. Ek meen daar was 'n geval van een van ons wenners wat die Land Cruiser gehad het. Ons het dit self nie geweet nie toe hy die bakkie ontvang. Toe staan die gesin bymekaar en hulle bid en die vrou is in trane en sy sê vir my hoor hierso, hulle was actually maandag by ons om ons huis terug te neem. So hierdie bakkie, ons gaan hom nou nie ry nie. Hy gaan vir die huis. Nou, Kiki, ek wil ook op jou fokus en sê jy's soveel meer as net 'n huisvrou. Jy het ook onlangs jou eie besigheid begin. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan ook. Ja, so my liefde vir travel het my op hierdie punt gebring waar ek gedink het dis 'n goeie idee om my eie travel company te begin. So ek het nou Zion Luxury Travels begin en ek sien uit na die werk wat voor lê. Is 'n groot werk, maar ek wil die luxury lifestyle in Suid-Afrika showcase vir die internasionale mark eventueel om in Suid-Afrika in te kom. So groot opwindende storie. Dit is ook natuurlik soos wat dit groter word 'n projek wat werk kan skep vir ander vroue of ander mense wat by die reisindustrie wil betrokke raak.
Presies. Presies dit. So ja, buiten die feit dat ek nog steeds my influencing doen, dis waar dit begin het, na Housewives het ek dit na influencing toegevat, van die influencing af, dit het ek nou op my eie gedoen. Nou met die reis agentskap wat ek het, gaan dit meer werk skep en dit vloei net alles in een in en dit gaan net groei en groei en FK en AME is nog die hele tyd saam. Ek dink mense stop julle sekerlik ook gereeld na aanleiding van die feit dat hulle julle so op sosiale media volg en ek dink ek weet nie van jou nie Ras, maar ek is 'n groot aanhanger. Ek volg die twee gereeld. Ek net so. En mense is dankbaar vir dit wat julle doen, maar ek wil net vinnig vra ook Malcolm, jy het so rukkie terug in 'n Lofi musiekvideo verskyn. So ek wil net weet, is daar 'n kans dat Tony van Benoni weer 'n verskynsel gaan maak? Man, Tony is daai ou wat so uitgekom het 05 brandewyn. Ja, ek weet nou nie of hy weer 'n verskyning, maar Tony het sy eie OnlyFans page en sy nuwe klip is Tony's Polony. So. So, luister, toe julle op Real Housewives van Pretoria was daar sprake dat julle dalk uit eMalahleni sou trek Pretoria toe. Is dit nog 'n opsie of bly julle maar nou daar? Kyk, ons is altyd reg om te trek. Dis nou net nie meer Pretoria nie, maar ons het planne om te verhuis, maar vir nou is dit stil. Ja. Vir nou is dit stil. So ons gaan nie nog enige iets verder vra nie. Ja. Wat is dit wat so lekker is vir julle om saam te werk aan FKN AME en ook as paartjie? Ja, of al julle hier ontbloot ons nou dinge. Ons is moeilik. Ons is een meme team. Ja. Ek sal nie sê ons kan altyd saamwerk nie, maar as ons 'n ding doen en jy's teen ons, dan gaan jy tweede kom. Kyk, ons het 'n ding behoorlik. Ons het altyd baie sterk persoonlikhede. Maar as daai twee persoonlike éventueel saamkom, dan sit 'n unstoppable force, dan gebeur dinge. Maar ja, dit is moeilik. Ek bedoel, hy het sy eie lewe en sy eie besigheid, ek het my eie lewe en besigheid en Malcolm en Kiki, dit was ongelooflik lekker om julle hier te hê op Goeiemôre, Good Morning vanoggend. Ons hoop julle kom weer terug en sterkte met alles wat julle aanpak. Dis al waarvoor ons nou tyd het en net hierna gesels Arnold met die president van Bloubulle, Willem Strauss, terwyl Pieter biscuit kom skit hier. Malcolm en Kiki kan lekker biscuit skit. Ja, skit niks. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek jy ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921.
Goeiemôre, good morning. Kyk hier, ons sit nou in 'n diplomatieke krisis hier op Goeiemôre, good morning. My goeie vriend Arnold is uitgesproke ondersteuner van die Cheetahs, tuis een van die leeu's, maar nou ja, wat sal ons maak? Ek is die een wat vir die regte span skree. Hier gesels aan nie vanmôre met niemand anders as die president van die Blou Bulle, meneer Willem Strauss. Ek dink eerlikwaar, jy het nou nie probeer om seisoenkaart. Dis wat gebeur. Probeer al so lank. In die pos, Pieter. Willem, welkom. Baie dankie. Ek wil daarom net vir ons kykers sê, ek het ook my gunsteling boeke saamgebring. Hierdie is my Google Maps en my Waze rigtingaanwyser. So dis die belangrikste boek van hulle almal. Maar ek het vir ons een gebring wat wonderlik is. The funniest thing you never said. Nou, jy kan hom enige plek oopmaak. Hier gaat ons. Noel Coward wat gesê het oor 'n kritikus. I'm sitting in the smallest room of my house. Your review is before me. In a moment, it will be behind me. In elk geval, Willem, lekker om jou te hê. Ek dink ons hoor van almal hier en daar's 'n gas wat later op gaan wees wat ook gesê het I'm a big fan. As iemand vir jou sulke goed sê as president van die Blou Bulle, hoe voel dit vir jou? Ag wonderlik. Ek dink weet aan een kant dink ek rugby nou gewys het oor die laaste dekade of 2 of 3. Weet inspireer ons hooplik mense en gee mense hoop en weet soos iemand eendag my gesê dit dalk al wat nog werk in Suid-Afrika, maar ek dink dis daarom net op 'n ligte noot, maar ek dink dis wonderlik. Weet dit definieer Suid-Afrikaners. Ek dink Piet Toy ook in Amerika dreig maak het almal van ons sou sê as jy sê so in Suid-Afrika dan assosieer mense jou met rugby want ons presteer op 'n wêreldforum so. Dit was om net te praat oor die rugby waar dit regtig op die slagveld verskil maak. Saterdag moes vir jou fantasties gewees het en ek dink vir Suid-Afrika, soos ons gesê het, die eerste Grand Slam is wonderlik. Ongelooflike prestasie gewees, die eerste keer in 12 wedstryde, eers keer in die bestaan van die URC wat Suid-Afrikaanse span Munster kon klop daar in Limerick. Dit is 'n uitdagende plek om te gaan speel. Daai Ierse spanne is so goed afgerig en weet hulle stelsels werk so goed. Hulle maak nie foute nie. So om Munster of Leinster daar te gaan klop is 'n groot uitdaging. En ja, nee, die wou kom hulle regtig uitstekende rugby gespeel. Is daai derde week van die toer Arnie, weet dan begin jy mekaar bietjie irriteer en dinge. Ouens wil huis toe kom, jy weet hier is Vrydag aand in Glasgow is nou die laaste game. Die ouens weet hulle is op die vliegtuig gaan hulle is terug. Maar ons bestuurspan het so 'n dingetjie gedoen waar hulle bietjie met jy weet die spelers se vrouens en kinders onderhoude gedoen het. Dit gespeel net voor hulle opgedraf het. So 'n bietjie emosie. Partykeer hou daai emosie net 10-20 minute, maar vir Saterdag was dit 80 minute en ek dink die verdediging was van 'n ongelooflike kwaliteit geweest. Dit was my opvallend. Die dissipline die week van tevore is eintlik wat julle dier te staan gekom het. Maar hierdie Saterdag, daai laaste 4, 5, 6, 7 minute, daar kon 'n strafskop gewees het, maar die dissipline het gehou. Ja, en jy weet op hierdie vlak is die margin so klein soos die Engelsman sê. Ek dink 3/4 van die URC wedstryde is 7 punte minder. Jy weet daai een strafskop, daai een geel kaart, daai een verkeerde besluit kan jou die wedstryd en dan uiteindelik die kampioenskap kos. So nee, dit was fantasties geweest met Marcel Coetzee wat natuurlik 'n titaan was Saterdag, maar eintlik maar almal die hele span het hulle kant gebring en dit was goed om te sien die spelers wat terugkom het van besering soos Johan Goosen en Kobus Wiese en almal wat sommer dadelik ingeslot het en goeie rugby gespeel het. Dit lyk asof dit ten minste 2 spanne gaan wees in die kwart eindstryde en dis natuurlik wonderlik vir Suid-Afrikaanse rugby. Wat dink jy beteken dit vir die spanne wat dit nie sou maak nie, soos die Leeu's en 10-1 die Stormers? Ja, natuurlijk, jy weet, in sport, ongelukkig is daar telbord. Jy kan in 'n ander bedryf vertel, het gaan wonderlik, maar in sport hou hulle telling, so, dit is baie belangrik, dink ek, om in die top 8 te eindig. Jy speel ook dan kwalifiseer ook vir die Investec beker in die volgende jaar, en jy weet, 'n mens wil maar in 'n uitspelwedstryd betrokke wees, dan sit op die dag, as ek gesien verlede seisoen, Bennett en Treviso in die kwart eind geklop op Loftus, en toe die grootste van verrassings om 'n Leinster A-span op volsterkte in die semifinaal te geklop het. Ongelukkig blyk dit ons finaal te gewees het en daai ongelukkig verloor teen die Glasgow Warriors. Maar weer eens een telling en minder, weet een skore minder en dit kon anderste gewees het, maar ja, as ou net eers in die uitspelwedstryde is, ons het definitief staan se kwart eind huisves op Loftus, dan hang dit net maar af van wat in daai wedstryde gebeur. En dan is dit 'n semi in die finaal, jy weet, dan enigiets kan in daai 80 minute gebeur. Verlede jaar dat Glasgow, Munster gaan wegwen en die Bulle gaan wegwen. So jy weet, selfs al moet jy wegspeel, as jy reg is en die dinge loop vir jou reg, kan jy nog steeds die kompetisie wen. Ek moet jou uitvra oor die Ackerley rugby ooreenkoms wat nou uitgestem is. Jy's een van die ouens wat teen hom gestem het. Wat is die jongste daar en hoe gaan mens vorentoe
met daai hele scenario, Willem? Ja, jy weet uiteraard is dit maar eintlik is rugby wat jy beter sal kan antwoord, maar weet ja, dit soos jy reg opmerk, dit was toe nou uitgestem gewees. Ons het gevoel dit is nie werklik die beste wat daar is vir, jy weet, dat jy nie noodwendig die eerste een is nie noodwendig die beste een, jy weet, dat ons 'n paar mense ook 'n kans gee en uiteindelik tot by die beste ooreenkoms moet uitkom, maar ek weet daar is sprake, jy weet daar is 'n groep wat soos die Engelsman sou sê 'n expression of interest gelewer het. Is rugby se finansiële situasie is in elk geval, jy weet, baie goed geraak oor die laaste paar maande met die borgskappe wat uiteindelik dink ek die waarde van die Springbok handelsmerke weerspieël en jy weet die Springbok All Black toestreeks wat gaan opkom wat hulle noem die Greatest Rugby Rivalry wat 'n geweldige inkomste gaan bring, die moontlike die conversion vir ons in URC en dat ons aandeelhouers daar gaan word, die Nations Cup wat oor 'n jaar of 2 of 3 ook gaan begin. So daar's 'n klompie dinge wat die finansiële situasie van rugby uiteindelik in die volgende paar jaar baie goed gaan doen. Jy is in 'n wonderlike posisie om die volgende vraag te antwoord. Suid-Afrikaanse rugby is gesond op die oomblik, net omtrent op alle vlakke, nie waar nie? Ja, ek dink daar is wel uitdagings altyd, maar ek dink jy weet om back-to-back wêreldbeker kampioene te wees wat dit vir Suid-Afrika beteken het en natuurlik vir ons industrie is ongelooflik. Ek dink jy weet daar is baie uitdagings, jy weet ek dink miskien is die tweede divisie Unis weer die ou dae se B-afdeling Karibieke Unis nog nie heeltemal daar waar hulle moet wees nie, maar hooplik sal daar kom. Klap rugby voel ek kan ons nog maar altyd 'n bietjie meer aan doen, maar dit weet veral by ons by die Bulle is in 'n sterk opwaartse kurwe ook, maar die spel groei. Ek het so ruk terug gewees die ure daar by my in die ek kan nie onthou nie, ek dink Leinster, ek kan nie onthou wie van Ierland was by my gewees in die presidentslosie nie. En toe sê hulle onder die top 20 sporte, rugby is nou die tweede, derde grootste sport in Ierland, maar onder die top 20 sporte vir 16-jarige Ire en jonger, dit is nie eers onder die top 20 nie. Maar in Suid-Afrika en ek dink dit baie met die SEA-koalisies en die Rassie Erasmus is te doen ontplof rugby. Ja. So ek dink ons is eintlik in 'n fantastiese spasie. Ek is baie bly om dit te hoor. Laastens, die meisies wil hoor, waar oefen jy om daai gun so te laat lyk? Man, ek het Jimmy Stone as weet uit die pad het gestamp daar by my jam en sy spiere oorgevat het. Willem, baie dankie, was wonderlik om jou hier te hê. Baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Dankie Annie, dankie Willem. Dit lyk daarom of hierdie onderhoud nie op 'n diplomatieke storm of ramp afgestuur het nie. Net hierna praat ons finansies met Thys en Prof Albert Wieke van the Gordon Institute of Business Science. Goeiemôre.
Welcome back. You are watching Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd vir geldsaake en tuis gesels met professor Albert Woeke van Gordon Institute of Business Science. Prof. Woeke, very welcome. You know, on the brown chair that we rolled out for you, you're our guest of honor, and I'm going to pronounce you as Prof. Is it okay with you? Albert will do, Prof will do, whatever makes you comfortable. I'm going to go with Prof. I like that. Okay, sure. Just for the viewers' sake, the Gordon Institute of Business Science, what is that all about? Okay, we're the business school of the University of Pretoria. We're based in Sandton. We are a globally rated top 100 business school in the world by the Financial Times and by several other ratings. We've got what we call a triple crown. So we've got an accreditation by the AACSB, that's the American Association of Collegiate Business Schools. Oh, wow. The EQUIS, the European rating system, and AMBER, which is the other. So those are the top 3 global rating systems, and we've got a triple crown. We call it a triple crown. We've been around since for the last 25 years. It's our 25th year now, and pretty much the who's who of South African business have been through GIBS. Actually, a colleague of mine, a close colleague of mine, he actually did his MBA through you guys, and I would have taught him. Yeah, I think you did. So I'm going to talk to you afterwards, and let's see if you know him maybe. Absolutely. Given your research on business model innovation, how do you see South African firms adapting to their economic strategies to compete in a global market amidst challenges like currency volatility and lately trade barriers? Okay, that's a big question. So what one would need, okay, firstly with the business model, what you need to do is you need to understand what your business model is. So that's essentially, where are you getting your revenues from? And how do you make money? Yeah. And so that's changing, and that's changing quite dramatically. We've got the Trump world at the moment. It's rapidly. It's actually disrupting, if you put it in that way. You can almost write a thesis about it at this stage. You can, and you should. It's not actually seen, because everything that we studied, it doesn't come together. It doesn't gel anymore. It's almost ever evolving since COVID. Things are just changing. You're absolutely right. So we don't know what's happening with So if we look at big trends, it's going to be very difficult to say what the world looks like in 5 years from now. So Trump is doing some huge changes right now, but he's got an 18-month window because he's got midterms within 18 months, and he'll probably lose Congress and the Senate. Man, I was just hoping we were going to survive the first 100 days. Now you're telling me it's going to be 18 months. So it's going to be interesting, and the shifts that we're seeing are building up 3 alternative power areas, such as China and European Union, where it used to be the US dominating. Now, what does that mean? Now, that means that people who manufacture cars, people who export to the United States need to find other markets, and need to find those markets fast. So where do we send our agriculture to? Yes, of course. What does BMW What's the do? backup plan? Yeah, what's the backup plan? So that's going to force us to make some changes. So for the motor car industry, backup plan is we desperately need to find a big company that manufactures batteries. So we need a battery manufacturing industry that can service our motor car industry. It's that type of thing that's coming through. But let's stick there, because the South African economic policies needs to be basically rechecked and rebalanced because of this that's happening. And of course, AGOA, that's also in the spreadsheet now, and we need to find new business partners. What is your opinion on that? No, absolutely. AGOA, anybody's guess what's the future of it, but if you look at things right now, AGOA is over. Yes. With tariffs, but there's a lot that happens behind the scenes. So we'll know it when we see it. We'll manage. We have to. We absolutely have to. South African businesses, we've got to look at alternative markets. We've got to look at different markets. Let's quickly do a case study of one of yours, such as Telkom South Africa. For example, the economic lessons that emerging markets can learn about that, leveraging innovation and drive competitive advantages. Just as an example.
Okay, so we do case studies. We write case studies to teach business decision making and business theory. And Telkom was a case we wrote at a time when Telkom, and it hasn't resolved that issue yet, where its whole business model's changed. Where Telkom used to be providing us with landlines, and then it went more and more mobile, and it started eating at the bottom of the mobile area. It was taking out Cell C to a large extent. But then MTN and Vodacom responded back to them. So what do you do with Telkom now? Is Telkom anything more than OpenServe? So those are the type of tough questions. Yes. You have a similar question about Eskom. So what is Eskom's future? So we know Eskom's been broken into 3. Generation, your problem with generation is technology is overtaking it. We've all got solar. And if you look at the waves of technology in batteries and so on, more and more of what you're relying on to plug in is going to be battery powered in the next 5 years. So your reliance on Eskom is going to shrink on power generation. Most of your power is going to be generated in a decentralized way, and you're going to have batteries running pretty much. That's the next technology wave. So what does that do with Eskom? What do we do with Eskom? Exactly. So I want to add to that because Telkom is a government institution, okay, but private sector basically took it over as a competition competitor, where they had the upper hand, and then the private sector came in and they took them over, and they actually advanced the technology for South Africans. Shouldn't then surely the South African government look at other privatizations of state-owned enterprises? Okay, so you were back to the question you were asking. What should we be doing? To make money, you need stability. So policy changes every 5 minutes. How do you make business? How do you plan? How do you invest if you're not going to be able to keep your money? If you have no idea. Make it attractive again for South Africans to invest in South African companies. And of course, let's say the US markets, European markets, how are we going to open up? Let's make South Africa great again, actually quoting Donald Trump. Absolutely. So we need 3 things. We need to sort out our power situation. We need to sort out our transport situation. We need to get trucks off the roads back, and most of those goods transported by rail. And we need to sort out crime. Who would, if you're an expat from somewhere in Europe, do you want to take a job here in South Africa? 60% youth unemployment. Surely that contributes to towards the high crime rate. Absolutely, there's no question about that. No question about it. So we need growth, but how do you invest when things are changing so often? But that said, we've got some phenomenal South African businesses who thrive because of this. So, and we've got industries that grow because they can manage this chaos, what looks like chaos to the rest of the world. Exactly, and that's why it's so important. It's that kind of thing. But it's actually a book that was written about that. The boom marks a plum, but you need an Indian to sell it. Just to put a little bit in that. Okay? But the institution that you guys physically run, there's other things that you can also study for you guys when it comes to business administration. Just a little bit more on some of the courses that you guys do. Absolutely. So we do everything from entrepreneurship to corporate strategy to coaching to humane leadership. I run the master's degree in international business. We also do a PhD, and if you want an MBA, we pretty much the top-rated place to do an MBA in the country. And I think I should do my MBA through you guys because I've done my essentials, but I haven't done my MBA. We must talk. I'll have a chat with you. So I've got a little bit of a thesis for you. Okay. So we have a water problem in South Africa, as we know. Okay. So a little bit of stats. So in South Africa, we get about 500 millimeters of rain per year. The global standard is about 860 millimeter per year. So climate change is definitely a factor. So we should have less rain by 17% by 2030. Water losses that we actually lose is about 42%. So that brings it down to 280 millimeter. Water consumption is about 60% higher than average in the world.
infrastructure, obviously we have a problem. So then we don't have clean water. So that water pollution is about a 46%. So that brings it down to about 150 millimeters of rain. Okay, that we actually have, compared to 860. So what we should do is basically go to private sector and do more or less, what the US is basically doing with infrastructure bonds, ETFs and stuff like that. Privatize everything that you need to privatize. And I think if you have those type of returns, then it comes in that it can generate because there's a huge offer and demand there. And then make those type of, interest-bearing, instruments, make it tax-free as well to make it even more interesting. What do you think about that thesis? We definitely need investment in infrastructure. There's no question about it. Government has not shown capable of doing that investment. Yes. The estimations of, for instance, population in Gauteng that would be using water coming out of Lesotho, they miscalculated that a long time ago. Municipalities are not looking after infrastructure. Do you bring in the private sector? Yes. You haven't got the money. So you can bring in the private sector, but you've got to find out who's going to pay for that. And expertise. So I just want to close off with that. But thank you very much, Prof. I think we went offline. I love it. There was like an open conversation, and I'll definitely have a chat with you offline. But back to Razan. Okay. Thank you very much. What an insightful chat, Thys and Prof. Albert Wikke from Gibbs. Onthou, as julle by ons wil adverteer, stuur vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Bly ingeskakel, want volgende gesels ons oor diabetes in kinders saam met die endokrinoloog Dr. JC van Wyk. AC/DC Express. Everything electrical. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets, to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants.
Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Daar word gereken dat daar meer as 108,000 kinders onder die ouderdom van 15 jaarliks met tipe 1 diabetes gediagnoseer word. En ons gesels nou met endokrinoloog Dr. Jacobus van Dijk om beter te verstaan hoe ouers hierdie siekte kan bestuur. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning, dokter. Goeiemôre dok. Goeiemôre, baie dankie dat ek hier kan wees. Dokter van Dijk, wat presies is 'n endokrinoloog? Wat doen jy? Wel, dit is 'n dokter wat met al die hormone in 'n kind se liggaam werk en dan kyk. Met ander woorde, dit is kinders al die hormone wat daar is. Die meeste van hierdie kinders is maar kinders wat nie kan groei nie, wat die pynierprobleme het, maar die groot gros van die werk wat ons doen is maar diabetes by kinders. Dit is die groot klomp. Nou ons is beide ouers van pragtige kindertjies en jy weet waarvoor moet 'n ou kyk? Wat is die simptome om diabetes vroegtydig te kan diagnoseer? Wel, die eerste simptoom is gewoonlik dat hulle meer urine gaan produseer. En dit is maar net omdat die bloedsuiker hoog is, die suiker word uitgeskei in die urine as gevolg van die osmolaliteit daarvan dat daar water uitgetrek word, begin die kinders net baie urine produseer. En dan omdat jy so baie urine produseer en water verloor, is jy dorstig en dan begin jy baie te drink. So die twee is gewoonlik die eerste twee simptome wat ouers sal opmerk by diabetes, ja. Wat is die verskil tussen tipe 1 en tipe 2 diabetes? So tipe 1 diabetes is 'n outoimmuun siekte. Met ander woorde, dit is 'n persoon word gebore met 'n vatbaarheid. Baie mense sal sê, wel, ons het nie diabetes in ons familie, nou skielik het ons kind diabetes. So dit is 'n mense word gebore met 'n spesifieke vatbaarheid om outoimmuunsiektes te kry. So in 'n familie sal 'n mens dan kry dat daar mense is met byvoorbeeld skildklierprobleme, Addison se siekte, celiac siekte, sistemiese lupus. Dis al die outoimmuunsiektegroepe en tipe 1 diabetes is een van daardie siektes. So daar gebeur iets wat die proses trigger, die kind se lewe, ekskuus vir die Engelse woord. Dis reg. Maar dit kan, ons is nie presies seker wat dit is nie, ons kan die Nobelprys wen as ons dit weet. Maar dit is waarskynlik een van die enterovirusse is die meeste geïmpliseer en dan begin die liggaam antiliggame te maak teen die beta-selle in die pankreas en so vernietig dit dan die beta-selle oor 'n proses. So dat wanneer ons die diagnose maak van tipe 1 diabetes, dan is daar omtrent net 20 tot 30% van jou beta-selle oor. By tipe 2 diabetes is meer leefstyl gekoppel. Daar is 'n meer familiale geskiedenis daarvan gewoonlik. En dit is gewoonlik mense wat as mens daarvan bewus is, dit kan omkeer deur gesond te eet en te lewe. Ons het minder kinders in Suid-Afrika nog met tipe 2 diabetes. Die groot gros van pasiënte wat ons sien is outoimmuun tipe 1 diabetes. Daar is ook in Afrika 'n vorm van nie antiliggaam produserende soortgelyke tipe 1 diabetes wat nou besig is om te beskryf te word en wat aangaan. Maar die meeste van ons kinders is antiliggaam positiewe tipe 1 diabetes. So as ouer, jy kry nou die diagnose, wat nou? Die groot ding met die hantering van diabetes gaan oor kennis. En ek dink dit is so belangrik dat die mense by die regte plek begin, want die begin van alles is belangrik vir die res van jou lewe. En as jy by die regte plek kan begin en die regte kennis het en weet waaroor dit gaan, dan raak dit vir die ouers meer aanvaarbaar. Dit is altyd 'n skok vir ouers en mense moet hulle dit aanvaar en dit is so. Maar as hulle die kennis het, dan kan hulle 'n redelike normale lewe lei. Sonder om die hele tyd aan te dink dat ek siek is, nee. Maar as hulle dit mooi hanteer en bestuur, dan gaan dit eintlik met die kinders oor die algemeen baie goed. En ek dink daardie hantering en bestuuring gaan maar oor eetgewoontes, kos wat hulle moet eet, daai tipe van ding. Ja, jy weet, dis nou reg dat jy dit so opmerk, want alles in ons lewe draai om kos, nee. Dit is die sosiale geleentheid, as ons hier instap met julle vir ons kos, nee. Heerlik, nee. Maar jy het nog nie geproe nie, dit. En as ons sosiaal verkeer gaan dit oor kos. So ons probeer baie die stigma van kos wegvat uit die kind se lewe uit, want dit is wat hom anders te gaan maak. En dis wat ons wil keer, dat die mense anders is. Ja. Ons wil eerder probeer die samelewing daar buite verander en sê, julle is verkeerd, julle eet verkeerd,
kan ons almal eerder gesond eet en gesond leef, dan is dit nie vir daardie kind wat diabetes soveel vreemde om sy situasie te hanteer nie. Want eintlik kan 'n diabetes alles eet, dit hang af van sy kennis, nê. So dis nie so dat as jy 'n verjaar mag, jy moet jy 'n koek kry van breinbrood en Marmite nie. Jy kan 'n stukkie koek eet. Want ek het al gesien hoe ek en Ras sukkel of die kinders sê nee, jy mag nie daai koekie eet nie. Presies. So dit is basiese riglyne wat ouers in plek moet sit om die kind se leefstyl te verbeter. Ons leer die kinders om na 'n bord kos te kyk en die ouers en die koolhidrate daarin te tel en dan daarvolgens in te spuit, want dan kan hy enigiets eet solank hy die koolhidrate kan tel. En dit probeer ons vir hulle leer om dit normaal gesond te doen. So is verkeerd. Geen mens eet elke dag 'n roomys nie. Nee. Maar as die roomys daar is en dis 'n familiegeleentheid, dan moet ons almal saam dit geniet. Ek kan nie net vir jou sê, wel jy's 'n diabetes of by die klaskamer sê jy moet in die hoekie gaan sit want jy's nou diabetes, jy mag nie deel van die partytjie wees nie. Dit veroorsaak te veel emosionele skade. Ons moet weet hoe om dit te hanteer sodat die bloedsuikers nog steeds normaal bly na dit. As jy enige vrae het vir Dr. Jacobus van Dijk oor diabetes in kinders, laat weet, ons skandeer die QR-kode en stuur jou vraag en waarvandaan jy kom. Ons het 'n vraag ingekry oor kosblikke. Hoe pas jy dit aan in terme van die kos wat jy met jou kind skool toe stuur? Maar weer eens, jy weet, ek dink dit moet net 'n normale, gesonde kos eet wat die mense eet. En in Suid-Afrika is dit ook belangrik wat's bekostigbaar. Nee. So ek kan nie vir iemand voorskrifklik wees en sê jy moet elke dag dit en dit in die kosblik hê nie. So wat kan jy bekostig wat gesond is om die kosblik te gaan sit? En dit is vir die deursnit van die bevolking eintlik so. Dit is verkeerd om 'n land lekker goed in die kosblik te sit en 'n koeldrank en sulke goed. Dit is verkeerd. Nee. Ek wonder nogal, ek weet 'n vriend van my se seun het ook onlangs, jy weet, is hy gediagnoseer daarmee, dit het tydens skoolure gebeur. Wat kan onderwysers doen om jy weet, as hulle nou sien, okay, dis dalk die simptome of baie keer as die kinders mos maar flou of hulle het lae energievlakke, hoe sien hulle dit raak? Wel, ons is baie afhanklik van die onderwysers en ons is baie dankbaar vir die onderwysers wat ons daarmee help, want 'n kind spandeer letterlik 'n derde van sy lewe in 'n klaskamer. Ja. En ons is altyd so dankbaar as onderwysers bereid is om betrokke te wees. So die kinders toets hulle eie bloedsuikers en hulle het altyd 'n bloedsuikermasjienkie by hulle wat hulle bloedsuiker kan toets. Ja. So die onderwyser moet eintlik net bewus daarvan wees dat as die kind skielik bleek, bewerig en nie lekker voel, dat hulle suiker kan toets en dan op te tree om die bloedsuiker weer op te kan kry. En dis die groot krisis wat by 'n skool eintlik kan gebeur. Maar oor die algemeen leer ons die kinders om te sê dat jy moet aanpas in die skool se program. Die skool moenie by jou aanpas nie. So dit so bestuur word dat dit vir die onderwyser eintlik baie makliker is om dit te kan doen. Ja, en dit is ook dan die ouers se verantwoordelikheid om die onderwyser te laat weet my kind het insulien nodig of wat ook al die geval is en hierdie is hoe jy daai situasie moet bestuur. Ja, ongelukkig is dit so. Ons probeer ons kan miskien nou net praat oor tegnologie en die goed wat daar beskikbaar is, maar ek bedoel, as 'n kind dit nie kan bekostig nie en hy moet inspuit, dan moet 'n volwassene altyd ten minste toesig hou oor wat dit doen. So kinders van 5 jaar af leer hulle self inspuit. En hulle kan dit spuit, maar 'n volwassene moet tog die dosisse nagaan en seker maak dit wat ons doen reg. En dis waar ons so afhanklik is van 'n onderwyser wat betrokke wil wees en graag help om dit vir ons moontlik te maak om dit te kan doen. Nou kom ons raak 'n bietjie daaraan. Is daar enige nuwe behandelings, jy weet, en tegnologie wat kinderdiabetes ontwikkel word? Wel, die eerste ding is konstante glikose monitering. Ja. Jy weet, en persoonlik dink ek elke kind behoort op 'n konstante glikose monitering te wees. En dis jammer dat finansies dit so maak dat almal dit nie kan doen nie. Maar dit maak dit soveel makliker want 'n ouer kan ver van die kind af wees en nog steeds op haar selfoon presies die volg, presies hoe lank hoe lyk die bloedsuikers en dan optree. En dan moet ons iets sê oor pompterapie. En pompterapie is baie belangrik en ek dink alle kinders onder 6 jaar moet op 'n pomp wees. Dit werk soos 'n pankreas, dis hy verlewer insulien
soos wat die bloedsuiker so 'n sensor gesels met die pomp en op hierdie manier lewer die pomp dan amper soos dit 'n pankreas insulien sal doen en reguleer die bloedsuiker en keer dat dit laag. So kinders onder 6 behoort op 'n pomp te wees, daar's nie 'n keuse. Maar dit is interessant hoe die tegnologie verander het, nee. Ek meen so 20, 30 jaar terug en langer was dit amper soos meer van 'n vonnis wat 'n ou gevoel het jy het, jy weet, en hoe jy ou dit kry. Gepraat van vonnis, wat dink jy van emosionele welstand en so by? Kyk, dit is nog steeds vir 'n kind 'n groot emosionele ding om anderste te wees. Ja. Met ander woorde, ek kan nie net iets vat en dit eet nie, ek moet eers dink en dan spyt, nê. En dit maak dat dit vir baie kinders baie moeilik is om te aanvaar, veral in hulle adolessente jare. Dan is daar kinders wat regtig opstandig raak teen dit en dan selfs teen pompterapie, jy weet, hulle nie 'n ding aan hulle lywe hê wat hulle mooi rond mee loop nie en as 'n jong meisie 'n mooi rok aantrek, wil sy nie onder haar rok grawe en nou 'n pomp uithaal. Op die oomblik is dit nog so. So een van die jaar gaan hulle hopelik van hulle selfoon af kan doen en dit makliker maak. So dit is 'n emosionele ding nog steeds maar die meeste kinders hanteer dit goed en ons help hulle, daar's ondersteuning vir hulle. Baie dankie. 'n Span nodig om dit te kan reg. Ons kan nog ure gesels, Dok, maar dis ongelukkig alwaarvoor ons nou tyd het. Baie dankie vir die kuier. Net na gesels ons met Margolay Rickert en Aram Tas oor nog 'n baie lekker interessante projek hoe hulle kinders in nood ook help. Moenie weggaan nie.
Suid-Afrikaners is baie lief vir 'n jagekspedisie en volgende gesels ons nou met Margolay Riekert van Help Jag en dan ook die sanger Adam Tas oor hoe 'n koolskoot in die jagveld kan help om jonger of liewer honger kinders te ondersteun. Baie welkom aan albei van julle. Baie dankie. Ek word omring deur mooi meisies vanmôre. Ons is bly om jou hier te hê. Wat presies behels Help Jag en hoekom het julle dit begin? So Help Jag is eintlik een van Solidariteit Helpende Hand se vlagskipprojekte. Ons het dit so in 2018 het dit begin toe ons agterkom die finansiële hulp wat ons vir 'n ander projek wat Helpende Hand het, die kosblikkie projek waar ons finansiële hulp aan kleuterskole bied, eintlik nie meer genoeg is nie. Die nood word al hoe groter en ons het net besluit ons gaan iets anders moet doen en hoekom nou nie iets lekkers kombineer met iets goeds nie. So ja, ons het die Help Jag begin en dit is dan ter aanvulling. So ons versprei die vleis na kosblikkie instansies of ander behoeftige instansies en dit help dan ook om daai finansiële hulp aan te vul. En hoe werk die proses wanneer 'n mens nou gejag het en die stappe wat daarna volg? So wat ons doen is, ons is 3 ambassadeurs. Dis ek, natuurlik Bakkies Botha wat natuurlik heel langer as ek is. Dit is moeilik om saam met Bakkies in die veld te staan. Elke tree wat ek gee, hy gee 1, ek gee 3. So dit is moeilik om saam met Bakkies te loop. En dan is dit Appel ook natuurlik wat betrokke is. En een keer 'n jaar gaan doen ons 'n jag, 'n bewusmakingsjag, waar ons vir die manne vra, as jy gaan jag, skenk net vir ons 1 ekstra bok, skiet 1 ekstra bok. En Margolay, hulle was so gaaf geweest om reg oor Suid-Afrika in samewerkingsooreenkoms met slaghuise te gaan. So jy gaan laai 'n bok by die slaghuis af en hulle verwerk hom vir ons en dan gebeur een van 2 dinge. Of ons gee die vleis vir die behoeftiges in daai gemeenskap en of ons verkoop die vleis want hulle kan nie net vleis eet nie, jy moet darm maar ook seker 'n bietjie broccoli ook kry. Ja, met broccoli is so lelik. Presies. Ons mag dit sê op TV nie. So die bokke wat geskenk word, hoeveel kinders word uit 1 bok gevoer of gemeenskapslede? Ja, so ons het so oulike navorsingsstudie gedoen. Byvoorbeeld 'n kudu kan vir 1 maand lank 40 kleuters voed. 'n Blauwille bees 80 kleuters. So as jy so min soos dat hy sê 1 bok skenk, kan jy regtig 'n groot verskil maak. En ek wil net byvoeg by Adam, ek dink wat die proses of wat die projek so volhoubaar maak is die feit dat Helpende Hand vreeslike sterk strukture het. So ons het streeksorganiseerders reg oor die land, ons het slaghuisvennote reg oor die land en ja, ons laai hom af en hulle versprei dit vir ons. So ja, met 1 bok kan jy regtig 'n groot verskil maak. Ja. Nou Adam, ek meen dit wil vir ons voorkom asof jy nou nie so 'n groot groenteeter is nie. Maar miskien moet 'n mens dalk net uitkom by waarom proteïene so belangrik is. Proteïene is 'n voedingsbron en wat jy in die veld kry. Daai bok het nog nooit in sy lewe 'n inspuiting gekry. Hy is nog nooit gedip of geenigiets nie. Dit is die gesondste vleis met die minste vet wat jy kan kry. En hy is geteel daarvoor. Weet jy, die boere van Suid-Afrika teel hierdie bokke om gejag te word. En hulle moet elke jaar, jou veld is net so groot. Elke jaar moet dit verminder word. So dit is 'n volhoubare ding wat ons kan doen. En om vir die manne te vra, skiet net vir ons 1 ekstra bok op die plaas. En dit kos so min, jy weet, as jy wat 'n springbok kos R1200. Skiet vir ons 'n springbok, man. As jy kan bekostig, skiet vir ons 'n buffel. Wat ook al jy kan bekostig en jou bydrae is op die einde van die dag. En ons voer 8000 kinders 'n dag op die oomblik met hierdie projek. En Margolay is aan stuur van sake. Sy doen so goed daarmee. Baie lief vir haar. Dankie dat jy so goed doen, Margolay. Waardeer dit. Dis maar vir kindertjies. Margolay, hoe het jy vir Adam en Bakkies en Appel by die projek betrokke gekry? Want het jy net gedink, okay, ek soek 3 ambassadeurs wat regtig hulle harte in hierdie projek in gaan sit. Hierdie is die 3 wat ek wil hê. Ek gaan vra en hopelik sê hulle ja. Ja, dit is nogal, hulle is regtig nogal handgekies en ek sê dit regtig nie net nie. Dit is natuurlik het ek ambassadeurs gesoek wat se hart dieselfde as ons is, wat dieselfde liefde vir kinders het, wat ook wil help en dit kan ek regtig sê. Die ambassadeurs is nie net ambassadeurs nie. Dis regtig hulle hart en siel is in hierdie projek. Ek kan 1 oproep maak en daar's altyd iemand wat my bystaan of my help of so ja, hulle is handgekies.
in 2018 het ons vir Bakkies en Adam genader met dit en hulle het nie eers geskroom om ja te sê nie. Ja. En so 2 jaar later dink ek het ons vir Appel gevra of wil hy nie ook deel word nie. Ja, en nog nooit een oomblik spyt nie. Dis nou al 7 jaar. 7 jaar wat ons 'n pad met hulle stap. Ek wil net by sê Appel is altyd laat vir die jag. Hy kom altyd. Maar hy daag daarom op. Hy daag op, maar hy's altyd laat. Appie, as jy kyk, hou op laat wees. Jy gaan ons in die moeilikheid kry, maar die tyd is besig om ons in te haal, maar ek wil ook graag uitkom by julle golfdae wat gereeld plaasvind. Wat tels dit? Okay, so net om te verduidelik dat daar eintlik 2 bene aan helpjag is. Die eerste gedeelte is dan waar ons vir jagters vra om vir ons vleis te skenk en dan natuurlik het ons 'n finansiële komponent ook. Want daai vleis wat geskenk of daai karkasse wat geskenk word, moet verwerk word en dit moet versprei word. So die golfdae en om betrokke te wees by Handtek soos die naweek is absoluut fondsinsamelings waar ons dan daai geld probeer opmaak om dan vir hierdie verwerking en hierdie verspreiding dan te kan betaal. So dit is dan nou die golfdae. Ons het op die oomblik 3 groot helpjaggolfdae wat jaarliks plaasvind. Een in Woester in die Wes-Kaap, een in Pretoria en dan ook een in Kimberley wat ons dan saam met Creek Wildlife Group aanbied. Baie dankie Margolay, baie dankie Adam dat julle by ons aangesluit het vanoggend en alle sterkte vorentoe met Helpjag. Klink so 'n wonderlike projek. Onthou, julle kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Net hierna kuier Prop in die studio met sy nuwe enkelslid. Bly net waar jy is. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say thanks, plants. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
Goeiemôre, good morning is al voor die hane op om saam met julle te kuier. Maar die haan is reg om sy keel skoon te maak, want Rosanne gesels nou met Prop oor sy nuwe enkelsnit. Prop, hartlike goeiemôre, good morning. Welkom by die show. Sy baie dankie julle ja, vroeg op voor die hane, is lekker om dit te sien. So, ons het nou gehoor die titel van die nuwe enkelsnit is Tot die hane kraai. Kan jy ons bietjie meer daaroor vertel? Man, dis net 'n lekker jol van vibe op 'n Saterdag aand kuierliedjie. Ek het besluit dis tyd om net regtig iets uit te bring vir almal. En ek wil nie te veel nou daaroor uitklap nie, maar ons 'n lekker musiekvideo wat ook gaan kom Vrydag en ek myself so geniet want ons het op 'n Maandag aand dit geskiet, maar dit was beskikbaar lekker want dit het gevoel soos 'n Saterdag aand op 'n vakansietyd en ons het 'n klomp mense en ek wil regtig waar nie te veel uitlaat oor die musiekvideo want ek wil hê die mense moet op gaan kyk. Dis soos een lang komediefilm binne 3 minute wat ons probeer inpunch het. Ek het myself verstout soos hulle sal sê om die ding te redigeer en bymekaar te sit en baie oulike karakters het ons ook in die musiekvideo gesit. So Vrydagoggend is hy beskikbaar, so ek wil hê die mense moet gaan kyk. Al wat ek wil hê is ek wil net opgewondenheid oor hom uitspreek en laat mense dit gaan kyk want ek wil nie te veel uitklap nie. Daar's baie snaakse dinge wat gebeur, is al wat ek kan sê. Reg so, ons gaan hom beslis Vrydag kyk. Maar oor die song kan ons natuurlik gesels. Tot die hane kraai, die liedjie kom uit die Waterberge uit en dit is basies die sokkietreffer van die jaar. Dankie vir die full blessing. So wat gebeur het is 'n goeie skrywersvriend van my, Correservas Cordier de Beer het vir my hierdie liedjie gestuur. En vir my is hy die hedendaagse Gert Vloknel. Hy's so diep siel daar in die Waterberge. Die gasthuis in die Waterberge en hy toer soos vlei is van sy treffers wat hy geskryf het, maar hy's meer in die alternatiewe scene, maar hy's 'n digter. En hy stuur toe die liedjie vir my, maar dit skets so mooi 'n Saterdag aand in die Waterberge by die boeresaal waar jy braai, almal kuier saam, daar's een ou wat 'n pyp rook, as natuurlik 'n skaap op die spit. En hy die instink gehad om vir my te stuur. Toe sê ek vir hom, kyk as ek hom vat, gaan ek vir hom kommersieel maak. Ek gaan nie terughou nie. Toe sê hy nee, laat die honde los, laat hy gaan. En ek het die hele liedjie toe verwerk en bietjie meer kommersieel gemaak, bietjie 'n beat aan hom gesit en al sulke goeie soos dit hy sal sê. Wat uitgekom het is toe hierdie liedjie. Ons het tot 'n walsie in die liedjie en allerhande sulke goedjies. So toe ek hom nou vir hom klaar gewerk het, klink dit soos 'n heeltemal 'n ander liedjie, maar die poetry, sal ek so sê, van die liedjie kom van Correservas. Reg so kom ons luister. Daar sê Berge by die boeresaal opgeruk om die dik kap te skud weer in te haal. Skaap op die spit en die wit blits maak al die noontjies praat. In die hoek speel 'n band ons gunsteling jams uit die FK. En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanaand die hele nag om sokkie. Set jou lyf teen my lyf, kom ons skiet 'n bietjie duiwe saam. En soos jy swaai my bokkie, gooi ek vir ons nog so 'n skelm doppie. Ons gaan draai, ons gaan swaai, lawaai tot die hane kraai. Nie kom jy wel sien natuurlijk. En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanaand die hele nacht om sokkie, hi. Set jou lyf hier teen my lyf, kom ons skiet 'n bietjie duiwe saam. En soos jy swaai my bokkie, gooi ek vir ons nog so 'n skelm doppie. Ons gaan draai, ons gaan swaai, lawaai tot die hane kraai. Dit is nou 'n lekker sokkielietjie. Sokkie wals, my kollegas het alles gedoen. Wow, dan jy nog voor 7:30. Nee, ek stem saam, daai gaan 'n treffer wees, verseker. Prop, waar kan mense jou volg en vir jou in die hande kry en hierdie liedjie dan die musiekvideo is Vrydag hier, die liedjie gaan luister, waar is al die details? Op alle stromingsplatforms is dit, maar as jy sukkel om te kry, gaan net aan my sosiale blaaie toe. Oral is dit Prop_SKI. So dink dit aan Prop wat in die Alpe ski, Prop ski. Jy my daar volg en al die links sal daar op die sosiale blaaie wees. Wat 'n wonderlike interview en 'n lekker liedjie ook. Baie dankie. Ek gee nou terug na my
Collega's, wat het julle daarvan Was nou so lekker geweest, né? Ek wou amper jy moet ophou nie. Wie het nou ooit gedink 'n klein rooi gitaartjie sal so lekker so vurig klink agter 'n kort prop mannetjie, propvol lekker energie en dinge. Ja, regtig. Proppa nee, well done. Ek moet hom op 'n DJ bord sit. Ja, ek was nou jammer jy was nie daar agter om soos 'n wafferse plaat te jog net die applous op vir ons te druk nie. Maar wel dan prop. Ek dink ek het definitief 'n nuwe ringtone wat ek definitief gaan oplaai. Jy weet se hy duifie skiet nommertjie was my lekker gewees. Vergeet van hoender aan. Wag vir die duwe. Hy wil net 'n duif skiet. Alle krag te ons. Ai. Luister, ek wil daarom net vir die mense sê, julle moet asseblief saam met ons gesels. Volg ons ook op al ons jy het dit so mooi gesê, stromingsdienste, né? Stromingsdienste vir die musiek, sosiale media platforms. As jy saam wil kuier en gesels met goeiemôre, good morning, as jy storie voorstelle het of as jy sê luister, ons wil ook 'n bietjie saam met julle kom die winkelmandjies vol pak en hier wil adverteer. Dis baie maklik. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. How was that for a little bit of English from Mr. Peter Cohen? Peter Cohen? Yeah, man. Yeah, I'm trying it. Ek moet net 'n Amerikaanse laaste bietjie aksent en dan net 'n bietjie afstaan. Die belangrikste is ook om te sê dis 'n heerlike program en jy kan ook gaan leer op die sosiale media platforms. En ons gewoonlik so 'n bietjie agter die skerms oomblikke ook, jy weet, as jy wil weet wat ons aanvang. Dinge waarvan jy nie noodwendig weet nie. Gaan leer 'n bietjie daar. Facebook en Instagram. Lekker. En môreoggend is ons terug. Dan gaan ons weer vir jou hartlik sê goeiemôre, good morning. Ek hoop jy het 'n heerlike dag. Ons sien vir julle môre. Maak mooi, gaan groot en wees net sommer lekker. Dankie vir die saamkuier. Volgende as jy van daai oggend gewees, want ons gaan lekker. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk, sukses met 'n hart.